bespreek teenoor U, en mag die Here U ook in hierdie moeilike tyd vertroos en versterk. Ons begin, ons voortsetting en ons einde is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou dit tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons lofsang vanmiddag by die geleentheid, broers en susters, is Psalm 23, soos in die blaadjie vir die aangedui. Ons gaan Psalm 23 dan ook staande sing asseblief. Broers en susters, op versoek van die gesin gaan ons vanmiddag by hierdie geleentheid Psalm 121 lees, wat dan ook Martin se gunsteling psalm was, en ek lei af daarmee saam Psalm 23, ons het dit ook gesing, wat vir my persoonlik ook Psalm 23 en 121 die mooiste psalms van die ganse psalmbundel is, omdat daar soveel ongelooflike waarhede in hierdie twee psalms ook saamgevat is. Ons lees dan vanmiddag uit Psalm 121, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Tot sover die skriflesing, broers en susters, salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, aan U kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. U as die skepper en die onderhouer van die mens, van die ganse skepping. U as die een Here wat vir elkeen van ons, wat deur U wil bestaan hier op aarde, 'n geboortedag
en ook 'n sterfdatum bepaal het. U wat oor ons lewens beskik en besluit, o Here. Ons dank U vir die voorreg om vanuit U hand te kan lewe. Ons dank U vir die voorreg om U te kan ken vanuit U woord as ons God en ons Vader. Ons dank U, Here, dat U elkeen van ons nie net gewil het nie, maar elkeen van ons ken op ons naam. U ken ons harte, U ken ons omstandighede. U ken ons vreugdes en ons hartseer. En daarom weet U, o Here, dat in hierdie middaguur daar ook hartseer in hierdie gesin, familie en vriendekring se harte is, omdat U dit bepaal het, U dit so besluit het, om een van die kinders, 'n geliefde hier tussen sy mense te kom haal. U het besluit, Here, hy het gedoen wat U beskik het vir hom om te doen. Ons dank U, o Vader, dat ons wat maar menslik is, ons wat nie altyd alles verstaan nie, ons wat nie al die antwoorde op soveel vrae het oor lewe en dood, dat ons juis in 'n uur soos hierdie na U toe kan kom, omdat U ons Skepper is wat oor ons beskik. Ons dank U dat ons uit U woord kan lees, dat ons juis met daardie hartseer in ons harte dit voor U kan neerlê, Here, en kan bid en vra dat U hulle wat hierdeur diep geraak is, sy gesin en al die ander, Here, dat U hulle sal vertroos en sal versterk vanuit U woord, sodat, Here, as ons vandag hier opstaan en uitgaan en met die lewe moet aangaan, hulle ook daardie lewenskrag opnuut uit U hand sal ontvang, om hulle lewens te kan voortsit soos dit U behaag en solank as wat U dit wil hê. Ons bid en vra, Here, dat U dan nou in hierdie paar oomblikke dit stil sal maak in ons harte en om ons. Dat U deur die werking van die Gees self hier teenwoordig sal wees en dat U sal gee, Here, dat hierdie woord wat gespreek word vir U reg en aanneemlik sal wees, tot vertroosting en tot stigting van ons geloof sal dien. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons sing nou weer vervolgens saam, broers en susters, die eerste vers van O Heer my God, sing ons dan ook staande saam. Broers en susters, dit is geen vreemde versoek of geen wonder wil ek amper sê dat
Die versoek was om vandag uit Psalm 121 met u 'n paar gedagtes te deel. Want inderdaad is Psalm 121 vir ons almal eintlik op 'n sekere manier tog maar een van die mooiste psalms. Saam met, soos ek sê, Psalm 23 en 'n hele klompie ander. Maar selfs in ons volksgeskiedenis, as ons nou gaan naslaan en kyk, sal ons sien dat hierdie twee psalms in die besonder nog altyd maar 'n belangrike rol gespeel het. Heel ironies in 'n sekere sin, want daar is baie kritiek, veral uit die geleedere van ongelowiges of mense wat kwaad is oor die dood en noem dit maar op. Kritiek teen Psalm 121. Want Psalm 121 is 'n ongelooflike psalm in terme daarvan dat die psalm vir ons soveel versekering gee. Soos ons dit nou ook gelees het. Soveel oortuigende versekeringe vir elkeen wat dit lees, dat daar soveel is wat daar kom en sê, maar dit bots met die werklikheid. Want Psalm 121 sê vir ons, geen onheil sal jou tref nie. Die Here sal jou beskerm. Altyd en oral, teen alle gevaar, sal hy jou beskerm. En dan sê die kritici, dan sê hulle, maar ons sien dan niks daarvan in ons eie bestaan. Waar is die Here met al die aanval? Waar is die Here met al die hartseer, al die dramas, al die ellendes van die lewe wat ons elke dag by kans mee te doen kry? En dan ook tog weer, broers en susters, is dit so, dat dit is juis na hierdie psalm wat soveel van ons toevlug neem, in tye van nood, in tye van ellendes, in tye van seer en swaar, is dit een van daardie psalms waarna toe ons vlug, om daardie versekering wat die Here God in die psalm gee te ervaar, om daardeur gesterk te word, sodat ons kan staande bly, te midde van ons hartseer en ons uitdagings en ons swakheid. En daarom is dit nie vir my vreemd dat Martin en soveel anders soos myself 'n besondere plek in jou hart en jou lewe het vir Psalm 121. Ek wil nou vanmiddag met u so 'n paar gedagtes deel oor Psalm 121, die oorsprong, die ontstaan daarvan, die bedoeling daarvan, die boodskap daarvan in die tyd wat dit geskryf is, en ook hoe dat dit in ons tyd vandag vir ons steeds van ongelooflike waarde is, en hoekom dit vir ons steeds so belangrik is. Die groot kerkhervormer Johannes Calvin het vreeslik klomp waarhede geskryf in sy kommentaar op Psalm 121, waarop ek vandag redelik baie swaar gaan steun, ook in die toepassing daarvan, die noem dit soos ons altyd praat, die Christologie daarvan, hoe dat Psalm 121 op 'n manier ook vooruitwys na Jesus, na sy koms, na wat hy vir ons kom doen het. Sommige vertalers reken, en dit is redelik algemeen aanvaar, dat Psalm 121 deel is van 'n gesekere groep psalms wat genoem word in die 53 vertaling waar ek nou lees, genoem word die bedevaartslied, in die nuwe vertalings word genoem meerendeels pelgrimslied. Daardie groepie van psalms is geskrywe net voor Israel uit ballingskap teruggekeer het na die beloofde land. Hulle was nou geslagte lank in ballingskap. En dan kom die aankondiging, hulle kan nou terugkeer na die beloofde land. Ten spyte van die vreugde wat daar by baie van hulle was daar tog ook
'n vreeslike bekommernis, omdat hulle nou hierdie lang pad terug na die beloofde land moes gaan. En hierdie bedevaartsliedere of pelgrimsliedere is dan geskrywe om hierdie vrees en bekommernis oor die onbekendheid van die weg wat jy nou moet inslaan, terug beloofde land toe, aan te spreek. Om mekaar te bemoedig op hierdie pad. En dit het hulle dan gedoen, net voordat hulle die landtog terug aangepak het. Is hierdie Psalm in die besonder dan ook as deel van daardie bedevaartsliedere, Psalm 121 is dan deur die volk gesing byvoorbeeld. Later is hierdie Psalm gebruik toe die volk nou terug was in die beloofde land en die tempel is herstel en hulle weer met hulle gereelde jaarlikse feeste begin. Is hierdie Psalm ook gesing wanneer hulle nou van waar ook al moes optrek na Jerusalem. En Jerusalem, weet ons, was ook op 'n heuwel gebou. En hulle kyk dan op na die hoogte. Hulle moes inderdaad soms deur berge gaan, deur dale gaan, om uiteindelik daar te kom waar hulle in vreugde kon aanbid. En soms is hierdie liedere ook gesing wanneer hulle 'n klaarfees gevier het en hulle moet nou teruggaan. En weet jy, die realiteit was dit, dat ons lees dit in hierdie Psalm. Die skrywer daarvan sê, ek kyk op na die berge. Calvin sê die berge simboliseer hier 'n sekere vorm van gevaar. Want die berge was vir hulle 'n gevaarlike terrein. Daar was struikrowers wat hulle aangeval het. Daar was wilde diere wat hulle verskeur het. Daar was allerlei ander gevare. Daar was selfs bygelowe rondom die rol van die son en die maan. En dit hoor ons in hierdie Psalm. Die son sal jou nie skade doen nie, die maan sal jou ook nie in die nag skade doen. Omdat hulle hierdie bygelowe gehad het. Hulle het geglo sekere siektes het hulle gekry as gevolg van die son en die maan. En so meer. Nou daar's verskillende verklaringe ook vir die vraag en die antwoord. Sommige sê dis een persoon wat eintlik maar in benoudheid rondgekyk het en homself toe gerepedieer het en gesê het, maar jy hoef nie bang te wees nie. Ander sê die een vraag is gevra deur 'n persoon in die res van die Psalm is 'n antwoord op hierdie twyfelende persoon se vraag. Maar hoe dit ook al sê, die persoon sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Want hulle lê 'n lang pad voor ons. Toe hierdie Psalm geskryf is, die terugtog na die beloofde land. 'n Lang pad vol gevare. Ek kyk op na die berge, wat wag daar binne, wat wag daar agter vir my? Ons weet, kom die bekommerde vraag. Calvin het gesê, dis eintlik maar so tipies van die mens van alle tye, ook van ons. Wanneer jy voor 'n gevaar te staan, en wanneer jy 'n bepaalde probleem ervaar in die lewe, dan kyk ons rond. Ons kyk na direkte goed. Soos hy gesê het, die berge wat hy nou hier sien, as hy sê, kyk op na die berge, simboliseer al die gevare van sy tyd waarvoor hy bang was op sy pad, wat met hom kon gebeur. En ons kyk ook maar benoud rond. Wanneer ons met bepaalde probleme te doen kry, wie gaan my help? Wie kan my help? Maar hy sê die probleem van ons moderne tyd. Nou ja, dis ook al 500 jaar later nadat Calvin dit geskryf het, maar dit bly maar dieselfde. Is dat dan wanneer ons in hierdie gevaarsituasies kom, probleemsituasies kom, dan kyk ons rond en ons kyk, hoe kan ons uit hierdie situasie kom? Hy sê, party mense maak staat op hulle invloed, ander maak staat op hulle finansies, ander maak staat op, hulle sê mos, hang af wie jy ken in sekere plek, of jy deur 'n probleem gaan kom of nie. Met ander woorde, ons maak staat op soveel dinge.
Kyk ons rond. Terwyl hy sê, ons moet eintlik verby daardie berg kyk, na bo. En daarom kom die res van die psalm dan as 'n antwoord om te sê, maar moenie bang wees. Jy hoef beangs en bevrees te wees. God sal ons bewaar. Die Here God sal jou veilig lei tot daar waar hy jou wil hê. Dit beskik die Here so. Nou weet jy, ten spyte daarvan dat die kritici kan sê, maar die realiteit van die lewe is so, dat dit wat Psalm 121 ons die versekering van gee, gebeur nie. Soos ek nou gesê het, ons word beroof, ons word verkragt, ons word doodgemaak en noem dit op, dis die realiteite van die lewe. Is dit ook so dat Psalm 121 nie vir ons wil waarborg, op valse gronde wil sê, niks sal ooit met jou gebeur nie. Inteendeel, Psalm 121 begin deur rekening te hou met die werklikheid van die lewe. Die persoon wat sê, ek slaan my oë op na die berge, neem in ag, daar's gevare, daar's probleme op my pad, wat op my wag, die pad wat ek moet loop. Hoe gaan ek deur dit kom? En dis die werklikheid. Dis die werklikheid van die sondeval, dis die gevolge van die sondeval. Dood, siekte, ellendes, probleme, bekommernisse, noem dit op. Alles is deel van ons elke dag se lewe. Nie omdat God ontrou is nie. Nie omdat God sy kinders in die steek laat nie. Nie omdat God afwesig is in jou lewe nie. Maar as gevolg van die mens se eie sondigheid. As gevolg van die gevolge van die sondeval. En die sondige menslike natuur. Ons is steeds elke dag die slagoffer van ons eie sondige natuur. Sondige dade van die mensdom. Maar sê Calvin, die geheim van Psalm 121 is dit. Mense is geneig sy om vas te kyk teen die werklikhede van die lewe, soos die persoon wat die vraag vra. Ek slaan my oë op na die berge, wie gaan my help? En dan sê ons maar, nee, ons is uitgelewer, kyk hoe gaan dit om ons? Hy sê ten diepste, het Psalm 121 'n baie goeie, sterk geestelikheid en 'n geestelike boodskap. En die kernpunt van Psalm 121 sê hy, is verse 7 en 8. Wat sê, jou siel sal hy bewaar. Jou ingang en jou uitgang sal hy bewaar, tot in alle ewigheid. En daarin lê die geheim, wil ek amper sê, die regte verstaan van Psalm 121. Jou siel sal hy bewaar. Jou ingang en jou uitgang sal hy bewaar. Van nou af tot in ewigheid. En daarin, sê Calvin en soveel ander geleerdes, lê vir ons die sleutel in terme daarvan sê. Dit wat in Psalm 121 gesê is, het in vervulling gegaan. Toe die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Toe die Here Jesus Christus vir ons uit die dood uit opgestaan het. Toe die Here Jesus Christus gesê het, ek gaan hom vir julle plek gereed te maak. En ek gaan julle kom haal om by my te wees tot in alle ewigheid. Jou siel sal hy bewaar. Onthou, die mense van die Ou Testament het nie dieselfde begrip gehad as ons vandag as Christen gelowiges ten opsigte van die lewe na die dood. Baie van hulle het enigstens 'n lewe na die dood, 'n bestaan ontken. Hulle het nie geweet daar, het nie begrip daarvoor gehad. Die wat iets daarvan geglo het, het dit gesien as 'n vreeslike plek waar niemand wil wees. Ja, selfs Dawid het gesê, red my Here, want in die dood beteken dit vir U niks. Hulle het 'n ander idee gehad rondom die doderyk. Dit was vir hulle 'n beangstiging. Hulle was bang om dood te gaan. Hierdie Psalm sien iets van die oorwinning oor dit in verse 7 en 8.
Jou liggaam mag dalk skade ly op hierdie pad. Jy mag dalk aangeval word. Maar God sal jou siel bewaar, jou ingang en jou uitgang tot in alle ewigheid. Die verklaarder sien ook die ingang en die uitgang waarvan hier gepraat word in die vers 8, sien as jou geboortedag en jou sterfdag. Jou ingang toe jy in hierdie wêreld ingekom het, gebore as 'n mens deur God se beskikking besluit. En jou uitgang, jou uittrede uit hierdie wêreld as het ware wanneer jy die dag tot sterwe kom, soos God dit ook bepaal. Maar jou siel kom niks oor. Jou siel is bewaar om ewig by die Here God te wees. En dit is die sleutel vir die verstaan van Psalm 121. Ons sien dit in wat die Here Jesus Christus self ook gesê het. Johannes 10 vers 29. Het hy gesê, my Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Jesus sê vir Martha, toe hy haar buite die dorp ontmoet met Lazarus dood. Toe sê hy vir haar, as jy in my glo, sal jy lewe al het jy gesterf. Jy sal ewig lewe. En God het met ander woorde jou siel bewaar, soos het Psalm 121 dit ook bely en in vooruitsig stel. Hy bewaar jou siel tot in ewigheid. Dan sê Jesus Christus ook in Matteus 28 vers 20, hy sê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinde van die wêreld. Romeine 8 vers 38 en 39 skryf die apostel Paulus, hy sê, want ek is verseker, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is. Mens kan amper sê, Paulus antwoord self op daardie vraag in Psalm 121. En hy bevestig daar die kern van die Psalm van vers 7 en 8. Die Here sal jou siel bewaar tot in alle ewigheid. Sê Paulus hier, niks, uiteindelik is daar niks wat jou van God kan wegruk nie. Jy kan jou lewe verloor, maar dit is deel van die lewe, is dit nie? Ons almal word gebore en ons almal kom tot sterwe. Dis die werklikheid. En op hierdie pad gaan ons ellendes ervaar. Ons gaan seer en ons gaan swaar hê. Ons het dit gesien met Martin self, met die kanker. Hoe hy geleidelik al meer en meer agteruit gegaan het, al meer en meer hulpeloos geraak het, noem dit op. Dis die werklikheid van die lewe. Maar 'n groter werklikheid as die werklikheid van die lewe is die feit dat die dood oorwin is. Dat sy siel bewaar is. Ons het die stoffelike gebeure vanoggend, maar die siel is by God. Wat Psalm 121 so mooi sê. Jou siel sal hy bewaar, jou ingang en jou uitgang, tot in alle ewigheid. Daarom is ook sy afsterwe en die feit dat ons vandag rustig lê, die stoffelike oorskot daarvan, nie in nietigheid. Hy het nie maar net ophou moet bestaan. Hy het nie maar net verdwyn en weggeraak. Hy lewe by God. In sy ewige heerlikheid, in sy teenwoordigheid, waar ons tog almal uiteindelik eendag wil wees. Hierdie pragtige psalm wat vir die mense van daardie tyd van besondere waarde was om hulle te bemoedig vir die lewenspad, die pad vorentoe, beloofde land toe, of het sy ook, wanneer hulle opgegaan het in die tempel om te aanbid, al die gevare wat hulle langs die pad teëgekom het. Maar
maar is ook vir een van my wat met ons eie lewensreis besig is. 'n wonderlike bemoediging en vertroosting. Ek en u is op pad. Ons is reisigers, ons is pelgrims. Soos wat Psalm 21 pelgrimslied genoem word. Ons is pelgrims. Ons is op pad na die ewigheid. Ons is op pad na daardie finale bestemming wat God vir elkeen van ons bepaal het op elkeen se tyd. Wanneer die Here besluit, jou lewe het gedoen wat God wil gehad het dit moet doen. En op hierdie pad gaan ons verseker met alles wat jou lewe na ons kant toe kan gooi te doen. Maar hierdie Psalm en die vervulling daarvan in dit wat Jesus Christus kon doen het, is dit wat ons die krag gee om te kan aangaan, om te kan opstaan en te weet, al struikel en val ek, al word ek soms oorval, my siel is behoue en bewaar. Want my bestemming is nie aards nie, ek is 'n tydelike tentwoning wat afgebreek word, sê die Bybel vir ons. My bestemming is die ewigheid. En God het ook vir my bewaar vir die ewigheid. Sy siel het hy bewaar. Ons dank die Here vir daardie voorreg wat ons as Christen gelowiges kan hê, om vandag te weet, hy is my God. En mag die Here ook elkeen wat daardeur diep geraak is, vertroos en versterk, met die weet, dat die Here Jesus Christus ook vir my sondes betaal, ook vir my 'n plek gaan gereed maak, sodat die dood nie vir ons 'n verskrikking hoef te wees. Die dood is alleen 'n verskrikking, wanneer my verhouding met die Here Jesus Christus nie is soos dit moet wees. Dan is die dood 'n verskil. Maar vir elkeen wat aan die woord van God vashou, vir elkeen wat in Psalm 121 vashou, vir elkeen wat die versekeringe van die Here Jesus Christus gegee het, as jy in my glo, sal jy lewe al het jy gesterf. Daarom vashou, is die dood alleen die deurgang na die ewige vaderhuis. Mag die Here God julle as gesin, familie, vriende, almal vertroos en sterk en ook bewaar tot op die dag wat hy ons kom aan. Amen. Kom ons dank nou saam, broers en susters. Heilige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons kan weet dat as pelgrims hier op aarde, elkeen van ons op pad ook na ons ewige bestemming. Ons verby die berge kan kyk na die kruis van Jesus Christus, na 'n leë graf, na hemelvaart waar hy ons die versekering gegee het, ek gaan op julle plek gereed maak. En dit, Here, daardie weet, daardie versekering en geloof wat ons in ons harte kan koester, is wat ook hierdie gesin, hierdie familie, vertroos. Want hulle weet, hulle geliefde, as 'n gelowige kind van die Almagtige Vader, is deur U gehaal om by U te wees, in ewige vrede en vreugde. Maar Here, dit is tog so dat dit leem tussen ons lewens laat. Wil U daarom die vertroostende hand op hulle lê in hierdie moeilike tyd? Dat hulle altyd, wanneer die verlange te groot is, o Here, die gemis daar is, na U toe sal opkyk, in die verwagting en die vreugde dat hulle ook eendag saam met Hom daarin gaan deel. Ons bid en vra, Here, dat U met elkeen van ons sal wees op ons lewensweg, wat ook al op ons lewensweg ons te beurt val, o Here, of dit stryd en hartseer en siekte en bekommernis is, of vreugde en blydskap, Here, alles wat jou lewe bied, wil U ons daarin bystaan en ons sterk maak, Here, sodat ons ook sal volhard in die geloof, totdat U ons kom haal.
As ons hier uit mekaar uitgaan, my Vader, wees met elkeen van ons op die paaie, bring elkeen veilig terug tuis, daar waar U elkeen steeds wil gebruik as instrument in U hande. Ons dank U vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang. En ons bid en vra dat U ons klein geloof, ja selfs ongeloof, en al ons sondes sal vergewe. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Ons sing as slotssang saam, broers en susters, Psalm, die laaste liedjie hier, soos 'n wildskok wat smag na water, en dan bly staan ons net vir die groet, en dan sit ons daarna, en dan gaan ons die begrafnisbrief en die bedankings hanteer. Ons gee nou geleentheid vir die bedankings deur verleer Pretorius. Daarna gaan ons die begrafnisbrief lees en daarna dan die name van die draers wat dan ook hier voor saam met Andries gaan kom staan en dan eers uitgaan en ons almal dan daarop sal volg asseblief. Met die bedankings namens die familie, namens Ma Alet, Colleen, Tali en Andrie, wil ons vandag in die diepte van ons harte dankie sê en elkeen wat hierdie moeilike pad saam met ons gestap het. Die afgelope tyd was vir ons as familie gevul met uitdagings, onsekerheid en hartseer. Tog het ons ook iets besonders beleef. Die liefde en omgee en ondersteuning van mense rondom ons. Dit is iets wat ons nooit sal vergeet nie. Eerstens wil ons opreg dank uitspreek aan almal wat my skoonpa gedurende sy siekbed besoek het. Elke besoek, oproep, boodskap en gebed vir hom en vir ons as familie baie beteken. Dit was vir ons 'n groot troos om te weet soveel mense hom in hul gedagtes en gebede gedra het. Ons wil dankie sê aan almal wat sy afsterwe, na sy afsterwe kos plaas toe gebring het in 'n tyd wanneer eenvoudige dinge soms so weldig voel. Was hierdie dade van liefde en omgee vir ons van onskatbare waarde. 'n Spesiale woord aan dank aan Gert en Martin Kutse vir die gebruik van hulle TLB by die graf, word opreg gewaardeer. Colleen wil ook graag vir opregte dank uitspreek teenoor al die vriende en familie wat gehelp het met die voorbereiding en bediening van die eetgoed vandag. Julle harde werk agter die skerms het baie bygedra om hierdie dag vir die familie makliker te maak en ons waardeer dit opreg. Want aan die Poppie, baie dankie vir die pragtige reiker in die kerk. Dit was 'n besondere gebaar wat vandag se diens nog mooier gemaak het. Ons wil ook vir Andries en sy span en Jaco Smit begrafnisondernemers bedank. Dankie vir julle professionaliteit, deernis en ondersteuning. Julle het ons met respek en begrip deur elke stap in die begrafnisreëlings gelei. En daarvoor ons is opreg dankbaar. Aan Dominee Jaap en Vaan vir ons besondere dank betuig. Dankie vir die besoeke, julle gebede, julle boodskappe van troos en die geestelike leiding wat julle aan ons familie gebied het. Julle ondersteuning by die graf en hier in die kerk het
beteken baie vir ons. Laastens wil ons vandag erkenning gee aan 2 mense wat my skoonpa met ongelooflike liefde en toewyding versorg het. Alette en Kali. Dankie vir die ontelbare ure, die opofferings, die sorg en liefde, en vir die verpaal versorg het. Here, het hierdie pad met geduld en waardigheid en onvoorwaardelike liefde gestap. Terwyl ons harte swaar is ons ook dankbaar vir Pa Martin se lewe, sy herinneringe met ons gedeel, en dankbaar vir elkeen wat ons in hierdie tyd ondersteun het. Baie dankie. Voor ek die begrafnisbrief lees, broers en susters, het dominee Jaap gevra, ek moet net skoon maak vir sy besigheid hier by die diens uit. Noodgeval eintlik, hy moes terug om 'n lidmaat wat dalk nou alreeds 'n dringende operasie in albei bene geamputeer. In Vrydag moes hy gaan besoek en sê van die toestand is maar baie swak. Die dokters het vrees dat hy dalk nie die operasie gaan oorleef nie, so hy moes dadelik terug gaan om die mense te gaan ondersteun. Maar dank vir sy teenwoordigheid en al sy hulp en besoeking ook. Kom ons hou die begrafnisbrief van die voor, broers en susters. Ons Vader God Almagtig se wil het geskied, maar is na sy ewige tuis. Ons is dankbaar dat ons Vader om 'n lang lyding gespaar het. Ons gaan hom baie mis, maar ons berus ons daarin en buig ons in diepe ootmoed voor ons Skepper in ons tyd van rou. Ons lewens is verryk deur die mooi voorbeeld wat hy vir ons almal gestel het. En dis hoe ons hom altyd sal onthou. Hy was 'n wonderlike eggenoot, pa en oupa met liefde vir ons almal. Ons sal daardie nagedagtenis altyd koester. Ek kan nou van die name van die draers aan die voorste brief vra dat u behoorlik staan, soos die name uitgelees word, om dan saam met Andries uit te gaan. As draers, Kali Bloem, seun Colleen Pretorius dogter, Johan Bloem, broer Andrie Bloem, seun Dries Pretorius kleinseun, Villiers Pretorius skoonseun. Vriende, ons gaan vra dat u sal staan vir die draers gevolg deur die familie asseblief.
Ala Tani, goed met Tani.